Godverlatenheid is die hel. God is heil en Godverlatenheid is onheil. Dis die twee weer. Die een gaan na onheil en die ander gaan na heil. Maar die een van heil het nie bestaan nie. Die eerste Adam het die God na onheil gemaak en dit was die enigste weg. En dit was almal se uiteinde. En toe kom die tweede Adam en hy maak die tweede weg na die heil van God. Die voorspoed, die geluk, die vriendskap, die samesyn, die kameraadskap, die omgee. Hy maak daai weg. En ons te keuse, watter een? En almal sê, ja, ek kies daai ene. Dis mos die breë weg, dis mos die maklike weg. Dis mos die weg waar baie Christene op is, amper 2 miljard. Jy moet net sê jy is 'n Christen, bely net, sê ja, ek is 'n Christen, en dan gaan jy. Nee, dit is nie, dis die breë weg. Want die ander weg is geweldig smal. En omdat hy smal is hy moeilik om te kry. En as jy hom gekry het en jy stap op hom, is dit moeilik om op hom te bly. Want hy is smal. Hoekom? Want hy word gehaat in hierdie wêreld. Hy word misken, hy word verdraai. Daar's geweldig baie kaarte uit in hierdie wêreld wat vir jou wys waar daai pad is, maar dit is almal vals. En jy gaan koop daai kaart en jy stap daai pad en jy glo die kaart, want jy sê, hier's die pad, ek loop op hom. En daar's 'n weg wat vir die mense reg lyk, maar die einde daarvan is die weë van die dood. Jy kan nie net enige kaart wat jy kry, aanvaar, hy is die regte een en nou is ek op die smal weg nie. Daar is net een kaart. En dis die onvervalste melk van die evangelie in die koninkryk van God. Is nie verander deur 'n instansie wat vir jou sê, maar dis eintlik wat daar staan. Maar jy moet dit eintlik so sien. Maar jy moet die en jy moet daai. As hy sê links met wat bedoel hy eintlik regs. Vlug weg. Weet is 'n smal weg. En weet is moeilik om te bly. En weet dat hierdie persoon wat hier gehang het, wat vir ons sondes betaal het, het gesê, baie sal probeer en min sal dit regkry. En as ek en jy, as 'n individu, as jy besluit het, ek wil, stry hard om in te gaan, wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Baie sal probeer, min sal dit reg. Dit sal wees soos in die dae van Noag, en 8 siele is gered. Dis nie 'n maklike pad nie. Nie bedoelende jy gaan elke nou en dan vir jou lewe vlug nie. Dit mag dalk, maar die verleiding, die opsies, hier waar Yeshua hang, is die opsies. Hy word verneder, hy word belieg. Hulle sê dinge van hom wat nie die waarheid is nie. Hulle lok hom uit om op te tree. En dan sy in geweldige pyn. Daai persoon wat daar hang, lyk nie eens meer soos 'n mensie soos hom geslaan het. En die versoeking om op te hou, is die heeltyd daar. En ons stap die smal weg. En die versoeking om op te hou is die heeltyd daar. En daarom bid ons Vader, bewaar my van die bose. En hy sê, kyk waar jy loop. En jy sê, ek kan nie sien, is te donker. En hy sê, my lig is 'n lamp vir jou voet. Jy moet die lig gaan sit. Jy kan nie loop in hierdie wêreld sonder die lig van die woord en dink jy's op die pad nie. Jy kan nie. Jy moet nie laat iemand anders vir jou sê, hier is 'n lig. En hy gee vir jou 'n vals evangelie wat jy in die gehoor streel. En jy kan nie sien waar jy loop nie. En jy val oor als en jy val in als. En jy kom agter jy loop al en rondom, want die ding waar jy nou val, het jy nou verlede week ook ingeval. En jy kan nie sien nie. Kry 'n lig. Die woord van God is die lig op ons pad, die onvervalste melk van die evangelie.